Voordat ons met die woordverkondiging begin, het 'n administratiewe breek. Wanneer mens optree ergens en jy staan voor 'n klomp mense, dan na die woordverkondiging kom iemand na jou toe en dan sê hulle vir jou, jy moet dit reg gesê of jy dit nie reg gesê nie. En ons het nie daai voorreg nie. Daarom doen ons navorsing. En ons wil baie graag vra dat jy ons navorsing sal invul by kruispadnavorsing.com, sodat ons kan sien of ons die bal raakslaan of nie, en of daar dalk veranderings aangebring moet word, wat werk en wat werk nie. So asseblief, ek vra dat jy vir ons sal help om hierdie inligting in te samel, en ergens in hierdie week 'n tydjie sal maak om die navorsing in te vul. Dit sal so 3 na 4 minute neem by kruispadnavorsing.com. Baie dankie dat ek kan vra. Kom sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Dis wonderlik dat jy ingeskakel het. Dankie dat jy gehoorsaam is en honger is vir die woord van God. Mag jy gevoed word deur hierdie lewende woord van God. Dis hier die Vader van die opgestane Jesus, wat jou nou kom welkom heet en vir jou sê, hier is vir jou oorgenoeg genade en baie vrede. Ons is besig met 'n reeks wanneer Jesus opdaag. Ons gaan staan so as toeskouers by die plekke waar Jesus aan mense verskyn het na sy opstanding. Dis mos nou in hierdie tyd voor die hemelvaart van Jesus wat ons hierdie openbaringe van Jesus raak lees. Renata het eers uit die blokke uitgespring met die boodskap wat wys dat Jesus se opstanding nie 'n storie was nie, maar 'n werklikheid wat alles verander het. Die vroue by die graf het eers gesien dat Jesus leef en hulle is onmiddellik gestuur om dit te gaan vertel aan ander. Hierdie goeie nuus vra ook vandag in reaksie van ons. Kom kyk, glo, ontmoet vir Jesus persoonlik en gaan vertel. As jy werklik die lewende Jesus ontmoet het, kan jy tog nie stil bly nie. Want sy genade verander jou lewe en gee jou 'n storie om aan ander te deel. Ek het die volgende keer saam met die Emmausgangers gestap en gesien dat Jesus dikwels nader is as wat ons dink, selfs wanneer ons hom nie raak sien nie. Wanneer pyn en teleurstellings en verwarring ons oë toemaak, stap Jesus steeds saam. Hy luister na ons hart en hy begin weer vir ons die groter prentjie wys. Wanneer Jesus opdaag, val die skille van ons oë af en begin ons harte weer brand en ontdek ons dat ons storie nog nie klaar geskryf is nie. Nou verlede week was Jan aan die woord en Jan se boodskap wys dat Jesus na die opstanding doelbewus na Petrus toe teruggekom het om hom nie te gaan veroordeel nie, maar om hom te herstel. Petrus val na sy teleurstelling en mislukking terug na sy ou patroon, dit waaraan hy gewoond is. Maar Jesus gaan en ontmoet hom juis daar langs die meer, daar by die vuur waar hulle vis braai in sy gewone lewe. Daar by die vuur gee Jesus vir Petrus 'n tweede kans en wys dat sy genade groter is as skuld en skaamte en verlede keer se foute, die vorige foute van ons.
En dis dieselfde Jesus wat ook vir my en jou nooi om by hom stil te word, sy liefde te ontvang en weer te kies vir 'n lewe naby aan hom. Vandag sluit ons aan by een van my gunsteling karakters in die Bybel, Thomas. Nou hy is my gunsteling omdat ek so maklik met hom kan identifiseer. Ek doen ook soos hy doen. Dit is vir my veel makliker om aan iets te glo wat ek kan aanvat of wat ek kan sien. En as ek dit nog nie gesien het nie, is dit vir my nie so maklik nie. Ons almal is maar so gerad om seker te maak dat dinge is reg voordat ons daarin glo. Maar kom ons raak eers stil en ons stel ons self in vir die ontvangs van God se woorde. Ons Vader, Here, dankie daarvoor dat ons om U woord kan vergader. Dankie dat U vir ons omgee. Dankie vir die liefde. Dankie dat dit so groot is dat U U seun vir ons kom gee het, om te kom sterf in ons plek. Vader, ek wil vanoggend voor U kom bely dat daar tye is wat selfs dit nie vir my genoeg is om te bly glo nie. Dinge gebeur en dan begin ek twyfel. Vandag, Here, wil ek vra dat U dit sal vergewe. Dankie dat U U Gees gee om my te help, om vas te hou aan U. Vader, ek vra dat U die bedienaar van die woord en ons almal se sondes sal vergewe. Amen. Johannes 20. Thomas was een van Jesus se 12 getrouste volgelinge. Party het hom tweeling genoem. Hy was nie by die ander toe Jesus na hulle toe gekom het nie. Die ander sê toe vir hom, ons het die Here lewendig gesien. Nee wat, ek glo dit nie, was Thomas se reaksie. As ek nie self die seerplekke in sy hande kan sien, waar hulle die spykers ingeslaan het, en met my vinger daaroor kan streel en my hand op die wond in sy sy kan sit nie, glo ek eenvoudig nie wat julle vir my sê nie. Omtrent 'n week later was Jesus se getrouste vriende weer almal bymekaar. Hierdie keer was Thomas ook daar. Hulle het weer seker gemaak dat al die deure gesluit was. Skielik was Jesus weer daar by hulle. Net soos die vorige keer groet hy hulle. Vrede vir julle. Hy sê toe vir Thomas, bring jou vinger. Kyk na my hande. Kom, sit jou hand hier op die wond in my sy. Moenie twyfel dat dit regtig ek is nie. Aanvaar dit. Oorweldig, sê Thomas, my Here en my God. Jesus sê vir hom, is jy oortuig omdat jy my gesien het? Wel, die mense wat my nie soos jy sal sien nie, maar my tog met oorgawe sal aanvaar, gaan van geluk oorloop.
Kan ek bieg? Partykeer vang ek myself met die vraag, sê nou maar net, God bestaan nie. Sê nou maar net, dis 'n bogstorie wat mense maar net opgemaak het. Ek wonder of jy ook al by die afdraai ingedraai het. Nou in my eerste jaar het ek hier op Stellenbosch, moes ek 'n vak neem filosofie. Nou dit het werklik met my kop gesmokkel. Nou dit was Ludwig Feuerbach wat gesê het, die mens skep God na sy eie beeld, omdat hy self perfek wil wees. Hy wil streef na 'n perfekte mens. Met ander woorde, God is net 'n projeksie van 'n mens se begeerte om volmaak te wees. So wat dit nou in gewone Afrikaans beteken is, die ouens gesê dat ons wil perfek wees. En daarom fabriseer ons 'n perfekte mens, soos wat ons droom om te wees. En ons noem hierdie perfekte wese God. En nou streef ons om so te wees of so te word. Maar dit is dalk nou te vinnig gesê, maar gaan dink 'n bietjie daaroor. Dit maak nogal op 'n baie groot manier sin. So maklik word 'n mens se geloof gesteel. En wanneer jy aan hierdie dinge dink, dan hak jy vas. By bestaan God regtig? Ek het amper my geloof hier verloor. En ek vermoed Thomas sou ook dalk hier vasgesteek het, as hy nie die voorreg gehad het om Christus se gate in sy hande en in sy voete te sien nie. 'n paar van my vriende op die universiteit het juist daar vasgehaak en hulle glo nie meer nie. Nou gelukkig het die Heilige Gees my kom beskerm en kon ek weer my geloof terugkry in ons almagtige God en sy Seun Jesus Christus. Toe die ander vir Thomas sê dat hulle vir Jesus gesien het, reageer hy baie heftig, want die prentjie wat hy nog het, is hierdie prentjie van Jesus aan die kruis. Dis al wat hy nog gesien het. Nou hy sê, no, hy is nie op my watch nie, nou as hy in die oorspronklike Grieks gaan kyk, dan sien jy dis 'n dubbele negatief, is 2 keer nee. En dis die sterkste vorm van ontkenning in die Griekse taal. Nou wys. Dit was nie 'n ligte stuk twyfel van Thomas nie, maar 'n vaste ongeloof. Jy sien, Thomas stel harde voorwaardes vir geloof. As ek nie sien nie, as ek nie kan vat nie, as dit nie 'n realiteit is nie, dan kan ek nie daarin glo nie. So eintlik maak hy geloof afhanklik van sy eie terme. Hy lê sy eie terme vir geloof neer. Ek moet dit op 'n manier kan sien. Anders glo ek nie. Ons wil maklik hier by die kantlyn staan en vir Thomas so met die vinger wys, maar onthou daar wys 'n heel klompie terug. Want baie keer bid ons. Ons bid vir gesondheid. Ons bid vir finansiële uitkoms. Ons bid vir beleggings wat moet weer terugkom waar dit was voor die ongeluk, voor die oorlog. Ons bid vir verhoudings wat herstel moet word. Ons bid vir ons kinders en voorspoedigheid vir hulle, of net dat daar verligting kan kom. En as ons gebede nie verhoor word nie, dan begin ons twyfel. En ons wonder of God werklik bestaan. Ons geloof verdamp maklik wanneer God nie volgens ons planne speel nie. Baie keer probeer ons antwoorde kry. Hoekom het dit gebeur? Hoekom nou? Hoekom ek, Here? En omdat ons nie verstaan nie, begin ons wegbeweeg van ons geloof af. Wanneer ons seer kry, mense ons teleurstel, die lewe ons slaan, laat 'n mens daar plat lê, dan gebeur hier dinge binne in ons, en ons vertroue word in stukkies gebreek, en baie keer, om onsself te beskerm, onttrek ons. Jy sien, dis pyn wat 'n mens laat twyfel in 'n liefdevolle God, en dan kom trek twyfel vinnig hier binne in jou in. Dit gebeur maklik wanneer ons beheer verloor, en ons nie meer in beheer is nie.
Geloof vra soms juist dat ons moet los en vertrou. En dis ongemaklik. Maar wanneer dinge buite beheer raak, dan word die stoel van geloof onder ons uitgetrek. Baie keer is die probleem dat ons soos Thomas wil glo, maar op ons voorwaardes. En dis hier waar Thomas tussen sy vriende kom staan. Ek bedoel, dis 10 ouens vooraanstaande mededisippels. Thomas kon mos maar net vir hierdie ouens vertrou het. Hy weet van watter stoffasie hulle gemaak is. Hy ken hulle al vir 3 jaar. Vir 3 jaar het hulle saam met Jesus in sy teenwoordigheid gelewe. Hy weet mos, hulle sal nie vir hom jok nie. En tog, te midde van hierdie wete, hierdie verhoudings, en die geloofwaardigheid van sy mededisippels, kan Thomas eenvoudig nie hulle getuienis, dat Jesus nie meer aan die kruis is nie, dat hy opgestaan het uit die dood uit, hy kan dit nie aanvaar nie. Wel, eintlik sê hy, hulle praat bog, dis nie die waarheid nie. Dis in hierdie groot krisis in Thomas se lewe, waar Jesus opdaag. En daarop, ek wil net gou die pas hier markeer, en sê dat die verhaal gaan oor Jesus, nie oor Thomas nie, en sy ongeloof nie. Al die kere wat Jesus aan mense verskyn het, elke keer, gaan dit nie oor die persoon of die persone nie. Dit gaan oor Jesus. Nie Maria en die ander vrouens nie. Nie die disippels, of Thomas, of die Emmausgangers nie. Dit gaan oor Jesus. Hy bly die hoofkarakter. Jesus is die held en die redder, die opgestane Heer wat gekom het om die mensdom te red van hulle sondes. Dit was 8 dae na Jesus aan die ander verskyn het, kom Jesus terug. En Jesus kom terug spesifiek om vir Thomas te sien. Jy sien, Jesus los nie vir Thomas in sy ongeloof en om te sukkel daar nie. Hy kom verlos hom van die las wat hy moet dra. As Jesus nie teruggekom het nie, sou Thomas altyd die odd one out gewees het. Dit sou hom altyd gevoel het, maar die ander 10 is teen hom. Hy sou altyd die onsekerheid in hom gedra het. Daarom kom Jesus, hy daag op en hy bring bevryding. En dis Jesus se styl. Jesus tik hom nie op die vingers nie. Jesus kom vra nie vir hom oor hoekom hy nie geluister het toe hy vir 3 jaar lank vir hom geleer het nie. Nee, hy kom help hom hier waar hy in die donker rondwas. Jesus verstaan vir Thomas. Hy verstaan vir Thomas beter as wat hy homself verstaan. En hy weet wat Thomas nodig het. Hy weet dat sy geloof sukkel om die brug te slaan tussen wat hy gesien het en nie gesien het nie. Ons sukkel ook daarmee. Maar Jesus skram nie weg van ons twyfel nie. Nog minder wil hy kom vir ons op die vingers kom tik. En ons kom berispe. Hy verstaan dat ons soms by hierdie afdraai gaan stilstaan en wonder oor dinge. Veral wanneer dit so moeilikheid ons tref. En ons nie antwoord het op al ons vrae nie. Hoekom is my suster so siek? Hoekom moet ek self so swaar kry met my gesondheid? Hoekom? Jy mag maar twyfel. Dis in hierdie hoekoms wat die vertwyfeling begin, maar dit is ook juis hier waar Jesus vir ons kom help. Dit is in daardie onsekerheid waar Jesus kom opdaag en die gewig kom aftel. Jesus kom nie om te preek of reg te help nie, maar hy kom om te kom help. Jesus verstaan. Hy weet dat ons partykeer gaan sukkel met ons geloof, om 'n brug te slaan
om te gaan glo in wat ons nie kan sien nie. Hy verstaan dit. So ek wil vandag vir jou sê, soos wat Jesus na Thomas toe gekom het, kom Jesus na jou toe. Hy wag nie dat jy eers alles uitgefigure kry nie. Jesus kom nie net na mense wat alles reg glo nie, maar ook na ons wat jy sukkel om te glo. Jesus nooi dan vir Thomas nader. Hy stoot nie vir Thomas weg nie. En dit is nie veel anders by ons nie. Wanneer ons onseker is en deur twyfel teruggestoot word, dan reageer ons anders. Ons wil onttrek, ons trek terug, ons raak ongemaklik met vrae. Dit is ongemaklik en nie 'n lekker plek waar ons is nie. Maar Jesus kom doen dan die teenoorgestelde. Hy kom sê, kom nader, kom kyk, kom raak aan. En dis die goue nuus vandag. Jesus daag op in ons ongeloof. En dankie tog daarvoor. En nou hoor ek al vir jou vra, maar hoe daag Jesus op? Ek het hom nog nooit gesien of ervaar nie. Ek het nog nooit die gate in sy hande gesien nie. Baie keer mis ons dit en ons skryf dit toe aan toeval. Maar iemand kom in en gee net die regte woord op die regte tyd. Jesus stuur iemand. Hy stuur iemand wat kom luister na al jou vrae en dalk gee daai persoon nie vir jou die antwoorde nie. Gebeur daar net iets wat jou rustig maak. Dis Jesus wat daar opgedaag het. En te midde van jou twyfel, vir jou sy liefde en sy bystand tasbaar kom laat ervaar het. Ek het al uit moedeloosheid het ek die Bybel gevat en begin lees en op een of ander onverklaarbare manier spring daar net een van hierdie teksverse wat ek al so goed ken op, spesiaal vir my, en ek ervaar net 'n stuk vrede en ewe skielik maak die dinge net sin. Dit is nie net mooi woorde nie, maar is iets wat my getref het, stil gemaak het en 'n antwoord gebring het. Daar daal in kalmte en vrede oor my. Dis Jesus wat opgedaag het in my twyfel. Dit het ook al gebeur dat ek aan die worstel is met iets en in die gewoel net gaan stil sit, moeg. En iets gebeur. Iets maak so raak stil hier binne my, onverklaarbaar. Soms sommer in 'n droom gebeur daar iets. Dit is die werking van die Heilige Gees. Dit is Jesus wat opgedaag het, soos wat hy by Thomas opgedaag het. Baie keer mis ons 'n afspraak daar in die lewe daar buite, omdat ons so voortstorm. Onthou, dis in die stilte wat die storm bedaar. Wat alles word moontlik gemaak deur die werking van die Heilige Gees wat in ons woon. Jesus daag nie altyd soos ons het verwag nie. Maar hy daag altyd op waar ons hom nodig het. Dis die belofte vir jou vandag. En dan verander Thomas en Jesus help hom om die brug te slaan tussen ongeloof en geloof. Van 'n hardkoppige ongelowige beweeg hy na 'n persoonlike oorgawe. Ware geloof begin nie by antwoorde nie, maar dit begin, hoor mooi, by 'n ontmoeting met Jesus. Thomas sê nie, ek glo dat daar ergens 'n God is nie. Nee, hy bely. Hy sê daar in vers 28, my Here, my God. Daar word hy oorval hier binne in hom en hy besef dat Jesus is sy persoonlike Heer en Saligmaker. Thomas het nie ewe skielik 'n klomp antwoorde gekry nie, maar kom tot geloof omdat hy weer vir Jesus ontmoet. Dis wat Jesus doen. Hy help mense die brug slaan om weer te glo sonder dat al die feite op die tafel is. Sonder dat al die vrae beantwoord is.
Hy help vir Thomas om oor te gee. En daarom wil ek dit weer sê, dat ware geloof begin waar jy nie antwoorde kry op al jou vrae nie. En met die feite verder boer nie. Maar waar jy 'n ware ontmoeting met die lewende Jesus het. En ook kan sê, my Here, my God, ek glo in U. Dit laat dink my nou aan die bekende skrywer C.S. Lewis. Nou C.S. Lewis was nie altyd 'n gelowige nie, inteendeel. Hy het glad nie geglo nie. En hy was baie slim, hy was 'n professor daar in Oxford, en iemand wat diep gedink het oor die lewe. Nou in die filosofie het hy verstrengel geraak, en hy het presies dieselfde vraag gevra, as wat baie van ons vra. Sê nou maar net, God is net 'n mooi storie. 'n Storie deur die mens self vervaardig. Sê nou maar net, ons maak hom op, omdat ons iets nodig het om in te glo. Hy het dit geglo. Vir hom het dit sin gemaak. God was vir hom net 'n idee wat die mens self geskep het. Maar toe begin iets stadig verander. Nie met 'n groot bang of 'n klomp wonderwerke nie. Nie met 'n dramatiese dromme wat slaan in oomblikke nie. Net 'n eerlike soek. Hy het begin lees, hy het begin luister, hy het begin praat met mense wat glo, en iets hier binne het geskuif. Nie alles op een slag nie, maar stukkie vir stukkie. Hy het later self gesê, dat hy was die mees onwillige bekeerling in Engeland gewees. Het is asof hy nie eers wou glo nie, maar hy kon hom nie keer om weg te kom, om te sien, maar daar is iemand soos Jesus nie. Hy het nie antwoorde gehad op al sy vrae nie. Maar toe hy besef, hy kan nie meer eerlik sê, Jesus is nie werklik nie. Toe het hy oorgegee. Nie omdat alles perfek sin gemaak het nie, maar omdat hy vir Jesus begin raak sien het. Dis die skuif. Nie van al die antwoorde hier nie, maar van 'n idee oor God, na 'n ontmoeting met hom. Geloof begin nie wanneer alles sin maak nie. Dit begin wanneer jy nie meer kan wegstap van Jesus af nie. Some nights I sit alone and wonder, what if all of this not real? What if we just made you up, 'cause we needed something we could feel? I've tried hard to make sense of it, all the things I cannot see. But the more I chase the answers, the less it feels like clarity. Somewhere in my questions and my fear, I hear you whisper near. Come closer. You don't need all the answers. Come closer. I am here, don't be afraid. I'm not waiting for perfect fate. I'll meet you right where you stand. Come closer. Touch the scars in my hands. Come closer. Bring your doubts as you are. Faith doesn't start with Understanding. It starts when you say, You are my God. hey. Like Thomas with my conditions, if I don't see, I won't believe. But you don't break me in my question. You step right into my unbelief. Not with judgment, not with pressure, not with words to fix it all, but with hands that still hold mercy and eyes that see me through it all. And in the middle of my doubt again, I
hear you call my name. Hey, Come closer, you don't need all the answers. come closer. I am here, don't be afraid. I'm not waiting for perfect faith. I'll meet you right where you stand. Oh, Come closer, touch the scars in my hands. oh, Come closer, bring your doubts as you are. faith doesn't start with Understanding, it starts when you say you are my God. hey. Not because I Understand it, not because I see it all. but because you Came and found me in the middle, of my fall. not a story, Not an idea not something that that I made. hey, but a living, Breathing Savior, calling me me by name. my Lord, my Lord, My Lord, my God, my Lord, my Lord, my Lord, my God. my Lord. Hey, I come close even without the answers. I come close, 'cause you're already here. You're not waiting for perfect faith. You meet me right where I stand. I come closer, Touch the scars in your hands. I come closer with my doubts as I am. Faith doesn't start with understanding. It starts when I say You are my God. Ek kom nader, al verstaan ek nie alles nie. Ek kom nader, want U los my nooit nie. U wag nie vir perfekte geloof nie. Hy kom na my toe waar ek staan. Ek kom nader. Raak U aan my wonde. Ek kom nader met my vrae saam. Want geloof begin nie by antwoorde nie, maar waar ek U ontmoet en sê, U is my God. So kry ek trane in my oë, so mooi is dit. Dis eintlik my belydenis en jou belydenis. Ek hoop jy staan nader en sê, U is my God. Mag die liefde van God en die genade van Jesus en die nabyheid van die Heilige Gees jou help om op te staan en te sê, ek kom nader. Amen. I come close even without the answers. I come close, 'cause you're already here. You're not waiting for perfect faith. You meet me right where I stand. I come closer, Touch the scars in your hands. I come closer with my doubts as I am. Faith doesn't start with understanding. It starts when I say You are my God.